Okay, so ja, net gou vinnig. So dis 'n voorreg. My naam is Steven. Dis lekker om saam met jou te kuier. Ons is aan die einde van hierdie reeks wat ons noem die groter liefde reeks. En as jy vir die eerste keer inskakel of jy's vir die eerste keer hierso, moenie dink dit gaan en sê, shucks, ek het nou hierdie hele 6 weke gemis. So ek gaan nou nie weet wat hier aangaan nie. Ek glo en vertrou dat die Here het 'n afspraak met jou. Ek glo en vertrou jy's hier omdat jy 'n afspraak met die Here het. Maar as jy nog nie die ander preke gekyk het nie, asseblief, doen jouself die guns, belê in jouself en gaan kyk op ons YouTube kanaal na die vorige preke. Ons het gereis deur hierdie gedeelte in Johannes 15 vers 13 wat sê, niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Of niemand het groter liefde as hierdie nie, dat iemand sy lewe opoffer ter wille van sy vriende. En ek wil hê jy moet dit hoor. Hoor jy dat hy sê vir sy vriende? So al het jy geen vriende in hierdie wêreld nie, nê? Jesus sê dat jy is sy vriend. Hy is jou vriend. So die eerste ding wat ek en jy moet sien is dat Jesus noem my en jou 'n vriend vir hom. En die tweede ding wat ek wil hê ek en jy moet besef is wat ons geleer het is dat die lewe gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor ek nie, nê? Dat die lewe gaan eintlik en leer ons dat ons moet lief wees vir die mense om ons, nê. Dit gaan nie oor jou nie, maar dit gaan oor of ek nie, maar dit gaan oor die ek langs my. En dat ek myself sal prys gee vir ander. Ons het gekyk, bietjie stil gestaan by 1 Korintiërs 13, nê, die hoofstuk van die liefde. En ons het na verskillende verse gekyk, verskillende temas het ons na gaan kyk. Ons het 'n bietjie stil gestaan by die gedagte van dat ek kan nie sê ek is lief vir God en nie lief wees vir mense nie, nê? Ek kan nie sê dat ek is baie lief vir God, maar ek haat mense of ek behandel mense op 'n slegte manier. Hierdie vertikale verhouding word uitgeleef horisontaal. En hoe jy horisontaal leef, getuig van hoe gesond jou verhouding met God is. So 'n bietjie gesels oor dat ons moet vriendelik wees en wat dit beteken om vriendelik te wees. Gesels oor respek. Ons het so 'n bietjie gesels oor dat ek en jy sal nederig wees. Nee, dat ons nederig sal wees en dat ons respek vir ander sal hê. En ek hoop dat in hierdie reeks het jy besef soos ek dat die standaard van liefde is hoog. God is liefde. Nee, God is liefde. En daarom is die standaard waartoe hy my en jou nooi om in liefde te leef, is hoog. En ek en jy kan dit nie op ons eie doen nie. Ek weet nie of jy dit al probeer het nie, maar ek kry dit nie reg nie. En ek het net weer eens besef om die lewe op my eie te probeer doen, werk nie. En daarom het ek nodig om dit in verhouding en deur God en saam met God te doen. Ek hoop in hierdie 6 weke het jy gegroei in groter liefde. En het jou verhoudings begin anders te lyk. Het jou verhoudings met jou medemens anders te begin lyk, het jou verhouding met God anders te begin lyk, het jou verhouding met jouself anders te begin lyk, het jou verhouding by die werk en in die straat en op die pad en by binnelandse sake en by Pick n Pay wanneer dit rush hour is en hulle net een til oop het. Ek hoop dat jou liefde en die manier hoe jy jouself gedra het begin anders te lyk. En as ek al hoe harder begin praat en meer ernstig raak, is dit omdat ek ernstig is oor hierdie preek, maar ek wil hê jy moet hoor wat ek vanoggend sê. Ek hoop dat jy het gegroei in groter liefde en ek moet eerlik wees, soos wat ek deur hierdie reeks gegaan het die Here gekom en hy het op sy mooi manier het hy gegaan en gesê, Steve, hierso is so, ek wou sê een, maar dan gaan ek jok. Dis 'n paar blinde kolle my bees. Dis 'n paar blinde kolle waaraan jy sal moet begin om aandag te gee. Jy praat mooi woorde, maar maak seker dat jou kyke jou woorde bevestig. En vandag wil ek stil staan by 1 Korintiërs 13 vers 6, wat sê, die liefde treur oor die onreg wat plaasvind en juig as die waarheid seëvier. Of, in die 53 vertaling, die liefde is nie bly oor die ongeregtigheid nie, maar is bly saam met die waarheid. NIV wat sê, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. En
Paulus kom en hy's besig om vir die mense daar in Korinthe, vir die kerk in Korinthe te skryf en te sê, luister hierso, hierdie is hoe liefde lyk. Hierso is, wanneer jy uitverkoop is aan God, dan is hierdie liefde, hierdie tipe liefde, moet sigbaar wees. Want jy sien, hulle het begin om so 'n bietjie pad byster te raak, en hulle het begin om in Korinthe, die wêreld van Korinthe, het so 'n bietjie van hulle liefde, die manier hoe die wêreld sê liefde is, nê, op hulle TikToks het hulle ook gaan kyk en gesê, wow, okay. En hulle YouTube shorties, hulle gaan kyk, joh, dis wat liefde is, so 'n bietjie rondgekyk en begin om te verregverdig hoekom hulle op 'n sekere manier nie hoef lief te hê nie, of hoekom hulle op 'n sekere manier mag lief hê. En dan Paulus kom en hy sê nee. Hy sê luister hierso, julle kan nie so leef nie. Julle kan nie so leef nie. Julle moet nie julle vreugde vind in ongeregtigheid nie, maar julle moet julle vreugde vind in die waarheid. En voordat jy daar sit en jy gaan sê, dankie tog, een vers in hierdie reeks wat ek waxed het, nê. Want ek verbly my nie oor ongeregtigheid nie, Stevo. Ek doen nie. Nee. Ek is 'n truth warrior, nê. Ek's 'n truth warrior. Ek call 'n spade a spade. Ek wil waarheid. Daar moet net waarheid gepreek word. Waarheid, nê. Jy wil eintlik 'n tattoo insit, waarheid, nê. Ek gaan nie oor ongeregtigheid, nee, nooit nie. Het jy al gehoor van daai sê ding, die wiel sal draai. Elke hond kry sy dag. Onthou, jy hoor hom, né? Jy hoor hom. Ek onthou, ek het probeer dink. En hulle sê jy kan nie sê almal nie, jy kan nie sê nooit nie. Net as iemand dit sê, lieg hulle. So ek gaan nie sê nooit nie. Maar ek wil amper myself verstout om te sê nooit. Nog nooit in my lewe het ek iemand gehoor daai woorde uiter van die wiel sal draai wanneer iets goeds met hulle gebeur het nie. Nog nooit het ek iemand gehoor die lotto wen en gesê, moenie worry nie. Die wiel gaan draai. Die wiel gaan vir jou draai. En nog nooit nie, hè? Het dit al ooit met jou gebeur? Moenie hand opsteek nie, maar net saggies by jou. Net so, jy kan net so gaan. Het jy al dalk miskien daai woorde gesê? En wanneer het jy dit gesê? Kom ons dink mooi. Wanneer iemand droog gemaak het en jou seer gemaak het, nê? Wanneer iemand jou seer gemaak het, nê, het jy gegaan, of as iemand 'n geliefde, nie vir jou nie, jy nie, maar as dit met jou familielid of 'n vriend of iemand gebeur het, nê? Jy gegaan, moenie worry nie, buddy. Moenie worry nie. Wiel sal draai en ons sal daar wees om dit te sien. As jy nog nie oortuig is nie, jy is op pad Hartenbos toe. Lekker. Dis vakansie. Almal is opgewonde. Jy kan nie wag om jou kuite te laat ontspan nie. Dis 'n mooi trokkie. Vir een of ander rede staan daar no yellow line driving. En nou ry die bees. En op een of ander manier is ons altyd, daar's 1000 karre. En dan is daar een ou, wat voel, hy moet vinniger by Hartenbos uitkom as jy. En die ander 1000. En dan kom hy uit, jy sing hom ook, jy hou vir hom so dop, jy sing, hier kom moeilikheid. Here, as ek kom, asseblief maak oop die poorte. En dan kom hy uit en jy sien hy gaan. Maar jy besef, daai ou het dit misjudge. Hy het gedink ons net 2 karre, maar daar was 200 karre. En soos hy ry, sien jy daai ou van voor af, jy sien daar's flitsse, né? Jy kan sien daai ou praat in tale, maar dit is nie heilig nie. Hulle is van die pad af, hierdie ou ry, jy is hier in, jy wil net spasie maak, jy is net soos ek by Hartenbos uitkom, nie nou hemel nie. En dan wat gebeur? So uur later, halfuur later, dan ry jy, en dan sien jy, kyk, hier's 'n karretjie hier langs die pad. Bonnet is oop, stoom kom uit. En wie van julle het nie daarna gegaan, sê ja, lekker. Jy wil mos soos jy sterk ry, lekker. Kyk, hoe gaan jy nou? En almal langsam, toet.
Sien jou in Hartenbos. Dit lag lekker, né? Maar as 'n ongeregtigheid in mense se lewens gebeur, né? Dan gebeur hierdie tipe goedjies. Gebeur hierdie goed, né? En wanneer Paulus kom en hy praat oor hierdie ongeregtigheid, dan eintlik wat hy oor praat is, hy praat nie net oor sonde nie, hy praat oor wanneer ek en jy kom en ons opgewonde raak wanneer slegte goed met iemand gebeur. Hy sê, ons moenie dit doen nie. Hy sê, ons moenie kom en ons moet opgewonde raak wanneer verkeerde goed en slegte goed in mense se lewens gebeur nie. Charlie Kirk is geassassinate en as die hele YouTube vol en ek kyk na die goed wat hy gesê het en ek kom op 'n video af maandag van of wanneer ook al van mense wat celebrate en so opgewonde is oor dat hy nou geassassinate is en mense jubel en gaan groot en sê feestelike goed en stuur memes en al die goed en maandag aand kom ek op 'n video af van mense wat hulle werke verloor het as gevolg van dit wat hulle gedoen het. Nee, en ek is jammer om te sê, maar binne in my sit ek en ek kyk hierdie video's en ek kry lekker. Ek sê, yeah. Uiteindelik begin maatskappye 'n bietjie opstaan vir die strooi. Uiteindelik is daar 'n bietjie nagevolge vir die tipe goed en dat mense so kan aangaan en net dink hulle kan net doen wat hulle wil en ons nooit nagevolge nie en ek is 'n bietjie opgewonde oor dit. En Dinsdagoggend staan ek vroeg op en ek is besig om my preek te werk en ek skryf hierdie pragtige vers neer, né? Verbly jou nie oor die onreg nie en wat in mense se lewens gebeur en dat daar teëspoed hulle tref en al daai goeie en ek skryf, né? Jesus, ek skryf mooi. Ek is opgewonde. Ek sê, ek kan nie wag om te preek nie. En ek gaan stort. En die Here het partykeer 'n manier om net so saggies met my te praat. En ek is daar in die stort. En eweskielik kom hierdie gedagte met my op en Here sê, buddy, jy moet maar sê bly wees dat daai mense ongereg in hulle lewe gebeur het nie. Ja, given maak nie saak of dit reg of verkeerd is wat hulle gedoen het nie. Dit is nog steeds mense. Ek het ook vir hulle gesterf en dit sê mooi dat jy opgewonde is dat hierdie teëspoed in hulle lewe gebeur nie. Vat my na hierdie vers toe in Spreuke 17 vers 5, waar die Spreuke skrywer kom en hy sê, iemand wat 'n arme mens spot of wat spot beledig sy maker, en iemand wat lekker kry oor 'n ander se ongeluk sal self nie daarvan vrykom nie. In Spreuke kom en waarsku my en hy waarsku jou en hy sê ons moenie ons verheug oor die onreg wat in mense se lewens gebeur nie. Want dit is nie wat liefde doen nie. Liefde is nie bly as dit sleg gaan met ander nie. Liefde is nie bly as dit swaar gaan met ander nie. Nee, want wanneer ek en jy doen kom hierdie ou en hy waarsku my en jou en hy sê pas op daarvoor. Pas op daarvoor. Dis nie hoe jy moet leef nie want jy gaan dit nie vry spring nie. En daarom vanoggend is dit belangrik vir my en vir jou om ons harte te ondersoek. Is dit belangrik vir my en vir jou om vanoggend te gaan en te sê, Here, wys my waar in my lewe is ek bly wanneer ongeregtigheid en seer en teëspoed ander mense se lewens raak. Sien man, wanneer ek en jy dit doen, dan eintlik praat ons uit ons seer uit, is dit nie? En die wrokke wat ons teenoor mense het. Ja, dis die een gedeelte van ongeregtigheid, maar die ander gedeelte van ongeregtigheid is natuurlik sonde, nê? Hy praat hier so van, wanneer jy in die Bybel ongeregtigheid lees, dan gaan dit hand aan hand baie kere met sonde. En daarom, wanneer ons lees en hy sê, moenie jou verheug oor ongeregtigheid nie, want dit eintlik moenie jou verheug oor sonde nie. Moenie jou verheug oor sonde nie. Nou baie kere in ons lewens is daar sekere goedjies wat ons doen, wat ons is eintlik al so gewoond aan dit, nee, dis eintlik 'n blinde kol. Ons besef dit nie eers nie. Ons praat asof dit okay is. Dis nie so erg nie, nê. Dis nie so groot sonde nie. So miskien kan ons wegkom met dit. Ja, want almal doen dit, nee, ek love almal. Hulle is nice mense. Almal. Wanneer ek verkeerde goed wil doen, is almal nice.
Maar wanneer mense goed as almal oor my praat, dis nie nice nie. Nee, maar ons kom en ons verheug onsself soms oor die sonde. En ek en jy moet op 'n plek kom waar as ons harte vir die Here gegee het, wanneer ons vir hom begin leef het, dan moet ek en jy gaan en ons kan nie meer dit tolerate nie. Ons kan nie meer gaan en sê, okay, ek is ten minste nie so sleg nie. Ek doen ten minste nie hierdie sonde nie. So dis nie so, ek sê so bad nie. Nee. Die Bybel kom en sê vir ons dat ons moet hierdie sondes uit ons lewe uitsny. En ek besef, dalk miskien praat ek oor sonde en jy sit hier so en jy raak ewe skielik heavy skuldig. Jy voel skuldig. Jy begin te sweet en te bewe en jy wonder net, ek hoop nou net nie hy begin sondes noem nie, want nou noem hy my sonde en ek is nie reg hiervoor nie. Ek wil nie jy moet skuldig voel vanoggend nie. Wat ek wel wil hê jy moet hoor vanoggend is dat sonde lei na die dood toe. En dat sondes breek verhoudings. Breek die verhouding met jouself, breek die verhouding met God, breek die verhouding met jou medemense, die mense om jou, breek verhoudings met hierdie wêreld. En daarom wil ek nie jy moet skuldig voel nie. Ek wil hê dat jy na God toe sal draai en sal sê, Here, asseblief help my. Wys my waar is hierdie sondes wat my doodmaak? Waar is hierdie sondes wat nog steeds skade in my verhoudings bring sodat ek kan wegdraai daarvan af? Paulus skryf ons in Romeine 6. Dan is hy besig om met die boodskap te skryf en hy's besig om met die kerk van Romeine te praat of met die mense in Romeine en hy's besig om so mooi vir hulle te verduidelik dat jy kan in verhouding met God staan. Jy kan in verhouding met God staan. Jy's nie te sleg nie, jy's nie verkeerd nie. God het gekom, Jesus het gesterf sodat jy in 'n lewende verhouding met hom kan staan. Ons lewe in oorvloed, al daai tipe goed is. En dan hoofstuk 6, so in die middel van Romeine, dan kom hy en hy begin hoofstuk 6 en hy praat so 'n bietjie oor die doop. Hy praat oor die doop en om deur die doopwater te gaan en saam met Christus as 'n nuwe skepping op te staan en ek wil 'n add die ingooi en vir jou sê dat ons doop volgende Sondag. Ons doop volgende Sondag en as jy 'n kind van die Here is, as jy hom aanvaar het as jou verlosser en jou saligmaker en jou vriend en jy wil jou ou lewe af lê en jy wil deur hierdie doopwater wil jy gewas word en as 'n nuwe skepsel hom begin volg, dan wil ek jou nooi, gee jou naam op by die inligtingstoonbank, bel die kantoor, maar kom volgende Sondag en word gedoop. En as jy klaar gedoop is of jy's nog nie reg of nie, dis okay, maar kom en celebrate saam met die mense wat volgende week gedoop word om 'n uiterlike getuienis van hulle reis met Christus te kom doen. Maar dan kom Paulus en hy skryf van Romeine 6 vers 12 en 13. Hy sê, moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Hy sê boys and girls, dames en here, vriende, chommies, gabbas. Wat julle nou moet doen is, moenie meer laat die sonde julle baas wees nie. Moenie julle verheug oor die sonde wat in julle lewe is, of dit afpraat as wat nie so erg is nie. Nee, daai sonde moenie meer in jou lewe wees nie. Jy is 'n nuwe skepsel. Jy's nuut gemaak. Jy moet jou lewe, jy moet jou liggaam, moet jy kom en jy moet dit in God se werk begin sit. Sit dit in sy hande, sit jou lewe in sy hande, sodat jy jou kan verheug oor dit wat goed is. Sodat jy kan begin doen dit wat God vir jou instoor het. Jesus het gekom en hy het gesterf aan 'n kruis sodat ek en jy gered kan word en sodat ek en jy vir hom kan leef en ons nie meer hoef dood te wees nie, maar dat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. En die groot vraag wat ek en jy onsself vanoggend dan moet vra is, Here, is daar goed in my lewe? Is daar ongeregtigheid in my lewe? Is daar sonde in my lewe wat ek myself nog steeds oor verheug? Wat ek regverdig? Here, waar is dit waar ek nog steeds vreugde vind wanneer dit nie goed gaan met ander nie? En Here, help my. Help my dat ek nie meer vir dit
sal leef nie. Dat ek dit nie meer in my lewe sal toelaat nie. En my gebed is dat soos wat jy hier sal sit, soos wat jy aanlyn luister, dat jy op 'n plek sal kom en jy regtig net na die Here toe sal draai. En jy sal oorgee en sal toelaat dat hy daai sondes en daai ongeregtigheid, dat hy jou bewus maak daarvan. Maar dat jy sal besef dat die Here is lief vir jou en hy aanvaar jou soos jy is, né? Maar hy is te lief vir jou om jou te los soos wat jy is. En dat jy dan saam met hom op hierdie reis sal gaan. Die tweede gedeelte van daai vers is dat Paulus kom en hy sê jy verheug jou oor die waarheid. Verheug jou oor die waarheid. En die eerste ding wat ek en jy onsself moet afvra wanneer ons hoor 'n waarheid, moet ons onsself afvra, maar wat is waarheid? Ongelukkig in hierdie wêreld is waarheid so verdraai, nê. Die wêreld sê vir jou sê jou waarheid is die waarheid. My waarheid is die waarheid. Jy kan nie my waarheid stry nie, ek kan nie met jou waarheid stry nie. So waarheid is waarheid. En dan lees ons die goed op Wikipedia en dit is waarheid. En jy kyk iemand se Facebook post, moet waarheid wees. En dan kyk jy YouTube shorty en jy kyk al hierdie Twitter feedies en alles en alles is waarheid, nê. Ons sal sukkel om uit te vind wat die waarheid is. Maar Paulus kom en hy sê vir ons, hy sê nee, hy sê ons moet verheug oor die waarheid. En ons moet die waarheid soek en ek dink daar's 3 waarhede in ons Christelike geloof. Wat die waarheid is, wat nie verander nie, wat nie môre is dit en oormôre is dit en 3 jaar vanaf gaan dit wees. En nee, waarheid bly waarheid. En die eerste waarheid wat ek dink hy ons na toe nooi is dat ons moet onsself verheug oor die woord. Ons moet onsself verheug oor die woord, oor die Bybel. Die Bybel is waarheid. Psalm 1 vers 2 in die 83 vertaling sê so mooi, hy sê, dit gaan goed met die mens. Wil jy hê dit moet goed gaan met jou? Wil jy hê dit moet goed gaan met jou? Hy sê, dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy vreugde vind. Dit dag en nag oordink. Waaroor moet ek en jy onsself verheug? Ek en jy moet onsself verheug oor die woord van God, want ek glo met alles binne in my dat die woord van God, die Bybel, is die waarheid. En daarom moet ek en jy dit lees, daarom moet ek en jy tyd in spandeer, en weer eens, jy sit hier so en jy dalk 'n week, 'n maand, 'n jaar laas Bybel gelees, moenie skuldig voel daaroor nie. Moenie skuldig voel daaroor nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Ek wil hê dat jy moet besef dat, hoe kan jy hoor wat God vir jou wil sê, as jy nie in sy woord tyd spandeer nie? Hoe kan jy hoor wat hy vir jou en oor jou sê, as jy nie tyd in sy woord spandeer nie? En ek praat nie van dagstukkies nie, dagstukkies is oulik, dagstukkies is mooi, daai goed wat die, nie die goed, ja, daai goed wat ons nou lees, nê, in daai boekie, wat daai mense geskryf het met die uitdagings wat ons moes gedoen het. Daai is goud. Daai is goud. Maar ek wil hê dat jy moet hierdie lees. En jy moet stil raak. Nee, jy moet stil raak sodat jy kan hoor wat God vir jou wil sê. Praat met so mooi laasweek, praat oor die Bybel. Jo, hy slaan my vir 'n 6. Hy sê hierdie Bybel is 'n spieël. As jy nie laasweek se boodskap gehoor het nie, trek skoene aan en luister, en hy trap op mense tone ook. Maar is lekker trap. Dit is soos wanneer jy dans en dan trap mense op die tone, maar is nog steeds lekker, nê? So dis so. Sê is 'n spieël, wanneer ek dit lees, wanneer ek dit oopmaak, praat dit met my. Sê, Steve, hierso, dis wat ek van jou dink, dis hoe lief ek vir jou is, dit is hoe jy met purpose kan leef. Ek het 3 Bybels hierso. Hierdie is die Rand se Bybel. Hierdie is my pa se Bybel. En hierdie is my Bybel. My oupa grootjie, maar sy ou dag het hy kon net hierdie bekostig seker. Maar okay, nietemin. In hierdie Bybel, en aan die voorkant, dan staan daar hierdie woorde. Hy sê aan my agterkleinseun, Stefanus Petrus Roodman, van jou grootoupa, Stefanus Petrus Roodman, Psalm 119 vers 9. My pa se Bybel, ook van my oupa grootjie af, van sy oupa dan nou natuurlik af, sê dit, aan ons liefste kleinseun Timoteus Roodman, van ouma en oupa Roodman, Psalm 119. En in die Rand se Bybel het my oupa
die voorreg gehad om vir hom te sê, Psalm 119 vers 9. Hierdie Bybel is 'n geskenk van jou oupa af. Psalm 119 vers 9 sê die volgende, sê waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur dit te hou na u woord. Dit hou na u woord, en hy gaan dan verder, hy sê, ek soek u met my hele hart, laat my nie afdwaal van u gebooie nie, ek het u woord in my hart geberre, dat ek teen u nie sal sondig nie. Die woord is die waarheid. En daarom moet ons dit in ons harte bære, sodat ons nie sal sondig nie. Daarom wil ek jou vra, verheug jy jou nog oor hierdie, verbly jy jou oor die woord van God? Is dit nie tyd dat jy terugkom na die waarheid toe nie? Sit News24 af, sit YouTube af, Twitter, wat het ook al, Facebook, al wat goed, sit dit af en begin om tyd hierso te spandeer. Die tweede waarheid wat daar is Jesus is die waarheid. Nee, Jesus is die waarheid. Johannes 14 vers 6 sê, Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader uit behalwe deur my nie. As ek en jy in groter liefde wil leef in hierdie wêreld, moet ons onsself verheug, moet ons onsself verbly in die waarheid, in Jesus Christus. En daarom is my vraag vanoggend, is jy nog opgewonde wanneer jy die naam Jesus hoor? Glo jy nog steeds dat Jesus is die naam bo elke naam? Raak jy nog opgewonde, raak jy nog bewoe wanneer jy hoor Jesus en jy besef die lewe wat hy opgegee het, sodat ek en jy in 'n lewe met 'n lewende God kan staan? En as jy so 'n bietjie onseker is, as jy so 'n bietjie onseker is, as jy so 'n bietjie sê, ja, dis cool, ek glo dit, dan wil ek jou vra, wil jy nie terugdraai na hom toe nie? Wil jy nie vanoggend gaan en sê, Here, openbaar jouself net weer aan my? Here, laat ek net weer eens besef hoe groot die naam is, hoe groot die liefde is, hoe groot die genade vir my is nie. Die waarheid is ook die gees van God. Johannes 15 vers 26. Wanneer die raadgewer kom, wat ek vir julle van die Vader af sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader af uitgaan, sal hy oor my in die openbaar getuienis aflê. Vriende, die Heilige Gees is ook die waarheid. Hy is die waarheid, hy is die raadgewer, hy is die trooster. En die Here stuur hom na my en jou toe, om my en jou nommer 1 te kom wys en te kom leer oor hoe ons kan leef. Hierdie wêreld is vol leuns. En oor hoor ek en jy, ons is nie goed genoeg nie. Oor en oor hoor ons dat daai sonde wat jy gedoen het, die Here sal dit nooit kan vergewe nie. Oor en oor hoor jy dat so gemaak en so gelaat staan. En ons soveel leuns wat rondgaan en die Gees is gestuur om vir my en jou te sê, nee, want so lief het God die wêreld gehad. Hy het sy seun vir jou en vir my gegee. Dat jy is nie meer, you're a child of God, you're no longer a child of sin, of a slave to fear, of enigiets is dit nie. Jy's nie alleen nie. Dis mense wat naby aan jou is en lief is vir jou, en die planne wat hy vir jou het, is goed. En my vraag is, vind jy nog jou vreugde in die waarheid? In God se woord, in Jesus self, en nooit die trooster, nooit die helper, in elke dag. En ons 'n belofte. Ons belofte dat wanneer ons vreugde vind in hierdie waarheid, dat ons lewens ryk sal wees, anderste sal wees. Psalm 1 vers 3. Sê, wanneer ons vreugde in die waarheid vind, dan sal ons wees soos bome wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra, en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Wanneer ek en jy in groter liefde begin leef, wanneer ons onsself verheug oor die waarheid, gaan ons, dis die belofte, gaan ons op die regte tyd die vrugte dra. Gaan jy op die regte tyd die vrugte dra. En maak nie saak in wat se storm jy jouself mag vind vandag nie. Maak nie saak wat se teëspoed nie. Maak nie saak wat aangaan in jou lewe nie. Jou blare sal nie verdroog nie. Jou blare sal nie verdroog nie. Dit is nie die einde nie. Nou gaan hy aan en hy sê, en hy sal voorspoedig wees in alles wat hy aanpak. En hier is nie prosperity gospel nie.
Wat hierdie vir my sê is dat maak nie saak waar ek en jy onsself vind nie, die Here is by ons. Hy saam met ons, hy journey saam met ons gaan nooit alleen wees nie, en selfs in daai storm, selfs in daai hartseer, selfs in daai moeilike omstandighede, daai slegte seisoen, daai in die dal van doodskare weer, of bo op die bergtoppe, langs 'n tafel waar jou hoof gesalf word met olie, gaan die Here saam met jou wees. En daarom wil ek vanoggend vir jou geleentheid gee. Ek wil hê dat jy net daar waar jy is. Dalk miskien is dit vanoggend die eerste keer. Die eerste keer wat jy moet kom, en jy moet kom en sê, Here, ek het my groter liefde op alle plekke al gesoek. En nog steeds is ek leeg, nog steeds is ek gebroken, nog steeds is ek alleen, nog steeds is ek maar net, it's not working for me. En miskien vanoggend is dit tyd dat jy sal na hom toe draai. Dat jy na hom toe sal draai en sal sê, Here, hier is ek. Wees my 'n arme sondaar genadig. Red my. Here, journey met my. Ek wil groter liefde beleef en ek wil groter liefde leef. Dalk miskien vanoggend is jy op 'n plek waar jy nou vir die laaste 6 weke gejourney het. En jy agtergekom het dat jou liefdesbeker en hoe jy liefde uitleef is nie waar dit moet wees nie. Dalk is al goed in jou lewe waar jy jouself verheug. Waar jy dalk miskien vanoggend kan kom en net sê, Here, asseblief, verwyder dit. Here, vergewe my asseblief daarvoor. Here, help my om myself prys te gee vir ander. Help my, haal hierdie trots uit my lewe uit, haal hierdie disrespek uit my lewe uit. Ek wil hê dat ons vir so 'n oomblik gaan stil raak. En ek wil hê dat jy met die Here sal praat, net daar waar jy nou is. Sê vir hom wat op jou hart is. En as daar niks op jou hart is, as jy nie die woorde het nie, wees net en laat hom toe om te doen dit wat net hy kan doen. Wees net stil en weet dat hy is God. Kom ons vat so 'n oomblik. Here, ons kom vandag net toe. Ek kom vandag net toe. Ek besef dat ek leef nog nie altyd met groter liefde nie. Here, was goed in my lewe wat keer dat ek werklik 'n getuienis van liefde leef. Here, soos wat ons na U toe kom, wil ons vra, kom o Skepper Gees. Lewend makend Gees. Kom in al die volheid, kom in al die krag en lei ons na die waarheid, lei ons na U toe, lei ons na U hart toe.
Here, sodat ons in hierdie wêreld, dat ons kan sout en lig wees, dat ons in hierdie wêreld groter liefde kan wees, Here, sodat ons in hierdie wêreld nie veroordelend kan wees nie, maar Here, dat ons mense met respek en met vriendelikheid kan hanteer, dat ons kan nederig wees. Dat wanneer ons in hierdie wêreld U lig laat skyn, laat dit 'n lig sal wees wat mense optel, wat mense se pad verlig, wat mense aan U voorstel. Dankie dat ons vanoggend kan kom. En Here, ons plaas ons in U hande, ons kom en ons sê ons het nie al die antwoorde nie, ons het foute, ons maak droog en ons vra, wees ons genadig. Wees ons as sondaars genadig. Jesus Christus, Seun van God. Mag soos wat ons in hierdie wêreld uitgaan, mag U deur ons werk. Mag ons onsself in U hande plaas, Here, sodat ons goeie werk doen. Dat ons 'n plek in die wêreld beter los as wat ons hom vind. Mense beter los as wat ons hulle vind. Dankie dat U ons aanvaar soos wat ons is. Dat U vir ons lief is soos wat ons is. Maar Here, dankie dat U ons wil verander ook. Dankie dat U ons aanvaar, maar Here, dankie dat U vir ons te lief is om ons te los soos wat ons is. Help ons om een tree voor die ander tree te gee. Amen.